Wat sien die wêreld wanneer hulle na jou kyk? Jy dra dalk 'n groot verskeidenheid hoedens of hoede in jou lewe. Dalk dra jy by jou werk 'n sekere hoed en by die huis dra jy 'n ander hoed en tussen jou vriende dra jy nog 'n hoed en by die mense wat saam met jou dieselfde span ondersteun dra jy hoed en dalk by die kerk waar jy inskakel, die gemeente waar jy inskakel, die geloofsgemeenskap waar jy inskakel, dra jy ook 'n bepaalde hoed. En so verander die hoed wat jy dra, soos wat die mense verander waarmee jy jouself omring. Maar ek dink die een ding wat konstant wil bly is dat elkeen van ons, ten spyte van die hoede wat ons dra, wil elkeen van ons met waardigheid hanteer word. Ons wil hê mense moet verby die verskillende hoede wat ons dra kyk en die mens sien agter daardie hoed, die mens agter die verskillende maskers wat ek en jy dra wanneer ons onsself by verskillende mense in ons lewens sien of ten minste tussen verskillende mense in ons lewens geplaas word of verskillende gemeenskappe geplaas word. En ietsie van 'n menswaardigheid, 'n les in menswaardigheid leer ons by Jesus in die Johannes Evangelie. Daar word 'n verhaal vir ons vertel van 'n man wat vir 38 jaar lank al verlam was. En hy het gereeld by die bad van Bethesda gaan sit, want daar was hierdie geloof gewees dat as die bad van Bethesda se water aan die beweeg kom, een of ander engel wat hierdie water aan die beweeg laat kom, sal die eerste persoon genees word wat hulle voete in die water sit. En hierdie man het elke keer gehoop dat hy die eerste een sal wees in die bad van Bethesda, dat hy die een sal wees wat genees word. En op 'n bepaalde dag was Jesus in Jerusalem gewees by die bad van Bethesda. En Jesus sien hierdie man raak en hy vra vir die man of hy genees wil word. Die man vertel eers vir Jesus sy storie. Hy sê, elke keer wanneer ek by hierdie bad kom en ek hoop ek is die eerste een om my voete in die water te sit, dan is daar iemand wat voor my indruk en eerste in die water kom. En dan mis ek op daardie dag uit op die genesende krag van hierdie water. En dan sê Jesus vir hom, of vra Jesus vir hom een van die vrae wat eintlik een van die vreemdste vrae is wat Jesus dalk in die hele evangelies gevra het. Wil jy gesond word? Wil jy genees word? Dis eintlik 'n baie vreemde vraag van Jesus af, want natuurlik wil die man genees word. Hy mos dan nou elke liewe dag by die bad van Bethesda en hy wag dat die waters aan die beweeg kan kom dat hy genees kan word. Dit klink dan soos 'n vreemde vraag, eintlik 'n simpel vraag as ek dit met respek kan sê van Jesus se kant af. Maar hoekom vra Jesus vir hom hierdie vraag? Jesus vra hom hierdie vraag want Jesus kyk verby die maskers wat hierdie persoon dra. Jesus kyk verby die hoed wat hierdie verlamde man dra. En wanneer Jesus na hierdie man kyk, sien hy nie net 'n bondel probleme wat opgelos moet word nie. Hy sien nie 'n verlamde man as sulks nie. Hy sien 'n mens. En Jesus sien die mens agter die verlamming raak. En Jesus wil nie net sommer aanneem dat hierdie man genees wil word nie. Jesus vra hom toestemming. Wil jy gesond word? Jesus spring nie net in en waai sy towerstafie en maak die man gesond nie. Jesus het genoeg respek vir hom, genoeg waardering vir die mens wat hierdie mens is, om hom eers uit te vra oor sy lewe en om te vra of hy regtig gesond wil word. Jesus neem nie sommer maar net aan nie. En uiteindelik wonder ek of ek en jy so na ander mense kan kyk. Is ek en jy bereid om verby die hoede te kyk wat mense dra, verby die maskers te kyk wat mense dra en hulle menswees raak te sien? Om nie mense in nood as 'n bondel probleme te sien wat ons moet oplos nie, maar werklik die mens agter die probleem raak te sien. Want dan kyk ons op 'n ander manier, ons kyk met nuwe oë, ons kyk dan soos Jesus. Hemelvader, baie dankie dat U ons op 'n menswaardige manier aanskou het. Dankie dat U verby die harde korse van ons buitekante gekyk het en ons harte raak gesien het. Vader, wil U gee dat ons ander ook so sal raak sien soos U die man by die bad van Bethesda raak gesien het. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek en jy kuier verseker gou weer.